Ons trek nou by die boek van Ezekiel 1 vers 1 sê, in die 30 jaar, toe ek onder die balinge by die Kebar rivier was, is die hemel geopen en het ek gesigte van God gesien. Dit was die 5de jaar van die balingskap van koning Jojagin. En onthou dat die balinge het al uitgegaan gedurende die tweede laaste koning van die suide. Nou die noorde het pak slaag gekry deur God, deur die Assiriërs, oor dat hulle nie die verbond gevolg het nie, en die syde was veronderstel om wakker te skrik en te sien dat as hulle aanhou met dit wat hulle mee besig is, gaan hulle dieselfde pad stap, maar hulle het nie gehoor nie. Daarom toe ek die prentjie sien, is dit vir my so snaaks, when your mom is shouting at your sibling and you know you are next, maar die syde het nie geweet, hulle is volgende nie. Nou Ezekiel beteken God gives strength. Onthou die volk is nou uitgevat uit die land, weg van hulle besittings. Hulle dink nog al die pad is nie hulle skuld nie, en die woord wat Ezekiel aan die volk moet bring is dieselfde as al die ander profete, kom tot inkeer. Nou, die syde was uitgevat in 3 groepe deur Babylon. Die eerste groep was Daniel, wat ons al reeds na gekyk het. Tweede groep is Ezekiel, klompie mense, en dan die res van die Jode was in die 3de groep uitgeneem gewees. Ezekiel 1 vers 1, toe ek onder die balinge by die Kebar rivier was, sodat ek 'n prentjie gesit van waar is die Kebar rivier is, by Babylon. So Ezekiel sit hier so langs die rivier by Babylon uit die land uit, nou is hy besig om hierdie boek te skryf. Vers 4 sê, daar het 'n stormwind uit die noorde gekom. Vers 4 sê, daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur. Uit die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter. Vers 5 sê, en daaruit het die gestalte van 4 wesens gekom. Hulle het die gestalte van, hoe het hulle gelyk? Die gestalte van 'n mens, 4 aangesigte, dit was 'n mens, 'n leeu, 'n bees en 'n arend. Hulle het 4 vlerke gehad, menshande onder die vlerke, 2 vlerke wat met mekaar verbind, 2 vlerke het hulle liggame bedek, hulle het kalfvoete gehad, hulle het geglinster soos koper, gloeiende vuurkole soos fakkels, vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens, uit die vuur het blitse uitgeslaan, en die wesens het heen en weer gesnel soos bliksemstrale. So wat hy eintlik hierso sien, is engele. So kom ons doen 'n klein studie oor die oorsprong van engele, waar kom engele vandaan? Nou ek het weer eens 'n tydlyn vir julle hierso neergesit, en julle gaan nou sien wat ek daarmee bedoel. Kom ons gaan so ver terug soos Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het geweef op die wêreld, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Nou kom ons breek hierdie versie op in dele. Deel 1 is in die begin, het God die hemel en die aarde geskape, die aarde was woes en leeg, en toe begin die skepingsweek, en God sê, laat daar lig wees. Nou kom ons kyk na elkeen van hierdie dele individueel. Kom ons begin met in die begin, die tweede een, die groen ene. Hebreërs 3 vers 4 sê, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. So voordat jy enige ietsie maak, enigiets ordentliks maak, dan het jy eers 'n plan. Voordat enige design kan plaasvind, het mens eers 'n plan nodig. En ons sien waar die Bybel praat van hierdie spesifieke plan in Efesiërs 1 vers 4. He chose us in him before the foundation of the world, predestined us to adoption as sons by Jesus Christ. 1 Petrus 1 vers 19 sê, Jesus indeed was foreordained before the foundation of the world. Mattheus 25 vers 34, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Efesiërs 1 vers 11, in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. So hier het ek 'n paar versies ingesit waar die Bybel self praat van die plan wat al in aksie was nog voordat ons storie begin het. So daarom sê ek dat hierdie spesifieke tydsperiode noem ek dan before the foundation of the world. Toe het God eers gesit en ons storie geskryf en beplan hoe dit gaan werk. Nou skiep ek gou 3 en 4 en ons gaan na die skepingsweek toe. En daar het gestaan, laat daar lig wees. En ons weet die skepingsweek, dag 6 is die mense en die dier, dag 5 is die visse en die voëls, dag 4 is die son en maan en die sterre, dag 3 is die bome en die plante, dag 2 was waters geskei en dag 1 was lig. Nou ek weet nie wie van julle het al miskien gaan sit en wonder, nou wat se lig was hier so gemaak, want ons almal weet die son en maan en die sterre was eers dag 4 gemaak. Dag 1 sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Nou hierso sien ons dat God het nie die duisternis gemaak nie. Ook het hy nie gesê duisternis was goed nie, hy het net gesê lig is goed. Nou wat is duisternis? Dit is ignorance, the absence of light. Waar lig nie, is duisternis. Waar God nie is nie, is duisternis. So duisternis is nie iets wat gemaak is nie, dis net the absence of light. Nou wat se lig is dan gemaak in vers 1?
Nou daar's 'n paar opsies. Kon dit miskien die son, maan en die sterre gewees het? Is dit die heerlikheid van God? Is dit, as ons sê, laat jou lig skyn? Is dit 'n ligstraal as jy jou lig gaan sit in jou kamer? Is dit elektrisiteit of vuur, want dit maak ook lig? Is dit kennis en wysheid, want partykeer sal ons sê, yes, daar gaan die lig nou aan, as jy uiteindelik ietsie verstaan. Nou het jy al gewonder, waarom het Cinderella 'n skoen gedra van glas? Dit maak glad nie sin nie. Om te kan verstaan, moet ons na die oorspronklike storie gaan kyk, en na die oorspronklike taal waarin dit geskryf was. Dit was oorspronklik vertel in Frankryk, en Cinderella se skoen was gemaak van veer, wat leer is. Maar soos die storie oorvertel, was die mense gesê dat dit is gemaak van weer, selfde klank, maar verskillend gespel, en daai ene is glas. So die oorspronklike storie was lost in translation, so hulle het gesê, ja, is gemaak van weer, wat eintlik leer is, maar hulle het neergeskryf weer as glas. Nou die oorspronklike taal van die Bybel was, die Ou Testament is Hebreeus en die Nuwe Testament is Grieks. Nou ek hou daarvan om na die oorspronklike tale te gaan kyk as ek Bybelstudie doen, omdat Afrikaans is nie 'n baie diep taal nie. En dan is daar party woorde in die Bybel wat soms nie vir ons ten volle die betekenis deurkom nie. Nou nee, daar het nie foute ingespring met die oorvertaling nie. Baie mense hou daarvan om te sê dat daar's 'n fout as hulle nie iets in die Bybel verstaan nie. God is almagtig. As daar 'n fout deurgekom het met vertaling, is hy magtig genoeg om die mense te gebruik om dit reg te stel. Soos ek al gesê, dat Afrikaans is 'n jong taal en hy is nie baie diep nie, so kom ons kyk na die woord lig. Wat is al sy betekenis in Hebreeus? As ons praat van lig, is dit kan dit klomp goed beteken, en in Hebreeus het elkeen van daai klomp sy eie woord. So kom ons kyk na die eerste ene. Was, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en dag 1 het hy gesê, laat daar lig wees. Daai lig, as jy kyk in die oorspronklike Hebreeus, is dit die getalletjie 216. Nou, kon dit dalk die son, maan en die sterre gewees het? Nee, die son, maan en die sterre is 3974 in Strongs. En ons weet, dit word eers dag 4 gemaak. Was dit dalk die heerlikheid van God? Nee, in Strongs is dit 5461 of 5457. En ek sê ook, dit kan nie God se heerlikheid wees nie, want God het nie homself gemaak nie. Dis 'n paar versies om vir julle te wys, waar kom hierdie spesifieke lig voor? Openbaring 22 vers 5, they will not need the light. Dit is God se heerlikheid, of they won't need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord will give them light. Dit is 5461. In Johannes 1 vers 5, God is the light, 5457, Ezekiel 1 vers 28, God's glory is sy heerlikheid, en Exodus 43 vers 2 sê, the earth shone with his glory. So as ons praat van die heerlikheid van God, is dit Strongs 5461 of 5457. So hierdie lig van God se heerlikheid is moontlik, hoekom plante alreeds was, voor son en maan en sterre gemaak is, want daar was alreeds 'n lig. Ons sien dit ook in Openbaring, wanneer die nuwe Jerusalem afkom, gaan daar ook nie 'n son en 'n maan wees nie. Net God se heerlikheid. Openbaring 21 vers 9 sê, 'n engel het aan Johannes die nuwe Jerusalem getoon, en dit het die heerlikheid van God gehad. Nag sal daar nie meer wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. So ja, in die begin was God se heerlikheid alreeds, daarom kom plante alreeds gegroei het, voordat daar sonlig was, maar dis nou nie die lig wat gemaak was in dag 1 nie. Ons probeer nou nog uitfigure, wat se lig was gemaak in dag 1? Was dit miskien as ons sê, laat jou lig skyn, dit is Strongs 5457, nee, so dit stem nie in ooreen nie. Dit staan in Matteus 5 vers 14, let your light shine before men, so dis nie daai ene nie. Is dit miskien 'n ligstraal? Nee, dis 3313, Psalm 50 vers 2 sê, from Zion, perfect in beauty, God shines forth. Dis waar jy daai lig kry. Is dit miskien elektrisiteit en vuur? Weer eens nee, dis Strongs 784, Jesaja 50 vers 11 lees jy dit, but now all you who light fires and provide yourself with flaming torches, go walk in the light of your fire. So nee, dit is nie vuur wat gemaak was dag 1 nie. En dan die laaste ene is dit, hierso lees jy, 2:1-6, Job 12 vers 24, hy neem hulle verstand weg, hulle tas in die duisternis sonder lig, en is Strongs 2:1-6, Job 28 vers 11 sê, wat verborge was, bring hy aan die lig. So wat het God dan gemaak by, waar hy gesê het, laat daar lig wees? Dit was heel moontlik dan kennis en wysheid, want dit is dieselfde getalletjie in die oorspronklike Hebreëus 2:1-6. En dan lees jy ook van 2:6 in Job 36 vers 32, al twee sy hande oordek hy met weerlig. Job 37 vers 15, begryp u hoe God hulle bevel gee en die lig van sy wolk laat flikker. So dis heel moontlik weerlig ook, is dieselfde getalletjie 2:1-6. Nou wat was dag 1 geskape, was dit wysheid of lig?
of wysheid of weerlig. Nou moontlik was dit al twee, want weerlig het te doen met die aarde se magneetveld. Dalk was dit hier waar God die magneetveld in plek gesit het. En wysheid, volgens die Bybel, wanneer was wysheid geskape? Jy lees van haar, dis 'n vrou in Spreuke 8 vers 23, van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af, was wysheid geskape gewees. So, nou wil ek sê, let op, nog ietsie wat interessant is, ons het nou gesien wat was dag 1 gemaak. Wat het ons nou al reeds gesien? Ons het gesien dat daar was al reeds 'n plan in plek, by die groen gedeelte nommer 2, en toe skiep ons 'n paar, en ons gaan kyk, die skepings, 'n week, wat was dag 1 gemaak, wat se lig was daai, en ons sien dit is wysheid en weerlig, en nou kyk ons na dag 2 en dag 3. Dag 2 staan daar God het die waters geskei, daar staan nie God het die waters geskape nie, so dit beteken water was al reeds op die aarde. Dag 3 sê, en het God gesê die waters moet bymekaar kom sodat land kan wys. So land was al reeds daar. So wanneer ons skepingsweek begin, was daar al reeds, hierso sê ek, dit beteken voor Genesis 1 vers 3, was die aarde sonder lewe, met water, en daar was 'n hemel sonder sterre. Nou kom ons verstaan net eens gou die volgende, wat was geskape dan in Genesis 1 vers 1? Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan in Genesis 3 lees jy eers van die skepingsweek wat begin. Wat was reeds by die begin? En wat is die Hebreëse betekenis van Genesis 1 vers 1 van in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So eerste wat ek vra is, wat was dan geskape by vers 1? Vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En nou moet ons weer teruggaan na die oorspronklike Hebreëus toe. Aarde, dit is die earth or the land, en dan die hemel, wat se hemele was hierso gemaak, want onthou, as ons praat van die hemele, kan dit wees, en dan gaan ons hemel toe as ons doodgaan, of die hemelruim, of as ons praat van die sterre, praat ons van die hemel. So weer eens in Afrikaans het ons een woord vir baie, maar in Hebreëus het elkeen sy eie woord. So hierso het ek neergesit 4 van hulle. Is dit dalk ons ewige tuiste? Is dit dalk die heavenly realms, dit is dan die geestelike gedeelte, die geestelike realiteit, is dit dalk die atmosfeer, party mense noem die firmament, is dit dalk die heelal, die sterre se tuiste. Nou, wat was gemaak in Genesis 1 vers 1? Dit was Strongs 8064, so ons soek hierdie 8064. So die eerste een was dit dalk die hemel, enig as ons doodgaan, gaan ons hemel toe, waar God se troon is. Nee, want dit is 3772, en ons lees dit in 1 Thessalonië 4 vers 16, Lord came down from heaven, Filippense 3 sê, our citizenship is in heaven, Mattheus 6 vers 20 sê, store up treasures in heaven, so nee, dis nie die hemel waar God is nie, so dis nie in Genesis 1 vers 1 geskape nie. Is dit miskien die geestelike realiteit? Efesiërs 6 vers 12 sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede in die lig, in Engels sê hulle, the heavenly realms, maar nee, dit is Strongs 2032, onthou ons soek 8064. Is dit miskien die atmosfeer? Party mense noem dit die firmament. Nou die atmosfeer is Strongs 7549, Genesis 1 vers 6, en God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen die waters en die waters. Psalm 19 vers 1 sê, the heavens declare the glory of God, and the sky proclaims the work of his hand. 7549, so dit is nie dit nie, maar jy gaan nou sien dat dis moontlik dit. Volgens Hebreëus noem hulle die firmament the visible arch in the sky. So God het verder af in Genesis 1 vers 6, sê hy dat the firmament, 7549, noem hy dan die hemel, die 8064. So die uitspansel het deel geword van die heelal. So baie woorde, wat ek hierso probeer sê, is enige iets van die aarde af boontoe, is dan nou, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, so dit is dan waar die sterre is. Dis hoekom sê ek hierso, is dit dalk die heelal, en dit is Strongs 8064, dis die getalletjie wat ons soek, Psalm 19 vers 1, the heavens declare the glory of God, Psalm 108 vers 5 sê, God is above the heavens, Deuteronomium 4 vers 19, and lest thou lift up thine eyes unto the heaven. So wat was dan geskape by vers 1 vers 1, wat sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape, so dit was die hemele, is die tuiste van die sterre, en die aarde was die land. So dit was al reeds daar, voordat die skepingsweek begin het. En wie was ook al reeds in die begin gewees? Spreuke 8 vers 22 lees ons dat wysheid was al reeds daar gewees. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, so Jesus was al reeds daar gewees. En ons het nou al gesien dat die plan was ook al daar gewees. Dit word genoem before the foundation of the earth. Nou wat kan mens ook van hierdie plan raak lees? Nou kom ons gaan kyk na die woorde in die begin. Ons het ook al reeds na hierdie gekyk in die studie van Genesis.
In the beginning, Barashit, God, wat Elohim is, created, wat bara is, in Hebrews, it, the heavens and the earth. Ons kyk nou na daai versie. Dan het ons nodig om te gaan kyk, wat beteken dit in Hebrews, daai Bereshit. Ons kyk nou eers, of hierso het ek nommer 1 hieronder, ons kyk eens na bara. Nou bara beteken created from nothing, en ons weet dat God kan van niks af iets maak nie. Dan Elohim, so die God wat dit gemaak het was Elohim, dis the divine God, en bara, daai werkwoord kan net gebruik word deur Elohim, want net God kan uit niks uit iets maak. En dan Barashit, so ons wil nou kyk na daai woordjie Barashit. As jy in die oorspronklike Hebreëus gaan kyk, het elkeen 'n prentjie, so bara, die B is die bet klankie, dan resh, alef, shin, jot en taf. En as jy gaan kyk wat elkeen se prentjie beteken, dan beteken in the beginning, beteken the Son of God will be destroyed by the hands of men on a cross. So dit beteken dat die salvation rescue plan was al reeds in plek, nog voor dag 1. In the beginning, net daai woord, Barashit, die eerste 3 woordjies in ons Bybel, in die begin, is die plan al reeds uiteengesit. Alright, so nou weet ons dat die plan was al reeds daar, en ons het dit nou weer bewys met die woordjie Barashit. En dan is daar 'n woordjie in hierdie versie, daai et. Hierso het ek ook vir julle gewys, Genesis 1 vers 1, onthou Hebreëus word gelees van regs na links. So in the beginning created God, dan is daar 'n woordjie wat nie oorvertaal word nie, the heavens and the earth. Nou dis 'n woordjie wat glad nie oorvertaal kan word na Engels en Afrikaans toe nie. Nou kom ons kyk, wat is daai? Dit is die alef en taf. So daai spesifieke tekentjies in Hebreëus is die alef en taf. En die Hebreëse alfabet, die eerste lettertjie in hulle alfabet is alef, en hulle laaste lettertjie in die alfabet is taf. So wat het God hierso gecreate? Van A na Z. So God het hierso 'n taal geskape, voordat hy kan begin create, voordat hy kan kommunikeer. So daar staan eintlik, in the beginning created God a taal, and then the heavens and the earth. Want onthou, God het gespreek en alles het tot existence gekom. So daar was nodig om 'n taal uitgedink te word, en dit was dan na Hebreëus. So, wat weet ons nou al? Ons weet dat before the foundation of the earth was daar 'n blueprint en 'n verlossingsplan. Ons weet dat voor die skepingsweek was daar 'n aardkors, 'n hemelruim sonder sterre, want sterre word eers dag 4 gemaak, en daar was al reeds waters, want onthou dag 2 was waters geskei. En dan het ons gesien dat die eerste ding wat gemaak was wysheid. Nou waarom dink ek dat vers 1, waar ons lees dat die God die hemel en die aarde geskape, is nie dalk deel van die skepingsplan nie, want dit is in dieselfde hoofstuk, maar ek dink gou, wat staan daar? Daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die volgende versie sê, en die aarde was woes en leeg, en dan die volgende versie sê, en God het gesê, laat daar lig wees. So ek wil ons moet fokus op die tweede versie, wat sê, en die aarde was woes en leeg. In Engels sê, and the earth was formless and void, and darkness was over the face of the deep. Nou die original Hebrews lees dat die earth became void. So iets moes gebeur het vir die aarde om woes en leeg te word. In Korintiërs 14:33 sê, God is not the author of confusion or disorder, but of peace. Jesaja 45 vers 18 sê, want so sê die Here wat die hemele geskape het, hy het dit nie geskape om woes te wees nie. So ja, daar so by die getalletjie nommer 3 het God die hemel en die aarde geskape, maar toe is dit woes en leeg. God maak nie woes en leeg nie. So het daar dalk ietsie gebeur. Is dit nie dalk die storie van die gevalle engele nie? Nou wil ek ons moet gou kyk, wat is engele? Engele is created beings. Ezekiel 28 vers 13 sê, they was prepared in the day that thou was created. So hulle is created beings. Hulle was gemaak om God te aanbid. Job 38 vers 4 sê, I laid the foundation of the earth when the morning stars sang together. So hulle is gemaak om God te aanbid. Maar ons almal ken vir Lucifer, sy hart was vol iniquities. Jy lees van dit in Ezekiel 28 en Jesaja 14, ons gaan nou dit lees, maar kom ons fokus eers gou, wat beteken iniquities? Wat is die verskil tussen iniquities en sonde? Die Hebreëse woord is avon, wat beteken to bend, to twist, to distort. It is the sin that you cannot see. Dink aan Jesus se teaching ook in Matteus 5 vers 27, sê hy, egbreek begin in jou hart. So egbreek, die fisiese ding is die sonde, maar waar begin die sonde? Het begin in die hart, in jou kop, in jou gedagtes. En dit is, Lucifer se gedagtes was vol van iniquities. Hy het die heeltyd planne beraam in sy kop, wat teen God se wil was.
Nou, wie was Lucifer? Nou, Lucifer beteken bright morning star en later het sy naam verander na Satan toe of Satan wat beteken opponent. Nou, kom ons lees Esekiel 28 vers 12. Jy was vol wysheid, volmaak in skoonheid, edelgesteentes was jou bedekking. King James Version sê, the workmanship of thy tabrets and thy pipes was preparing thee, a cherub that covereth. So, Lucifer het bestaan uit pype. Soos wat hy geloop het en die wind het hier om gewaai, het sy liggaam geluid gemaak en God aanbid. Maar daar staan, a cherub that covereth, so hy was daar gewees om God te beskerm. Ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy het gewandel tussen vurige gesteentes, jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, ek het jou tot as gemaak op die aarde. Jesaja 14 vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms. Ek wil my gelykstel aan die Allerhoogste. So dis die storie van Lucifer. Lucifer was gemaak om God te aanbid en God te bedek. Maar toe ontdek God iniquities in sy hart en hoogmoed en daarom was hy uitgegooi. Openbaring 12 vers 7, en daar het 'n oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, so hier verander sy naam na Satan toe, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So moontlik het die engele afgekom aarde toe gedurende hierdie tydperk, waar die aarde woes en leeg was, het hulle nie miskien die aarde woes en leeg gemaak nie. Want in die Bybel lees ons dat die duiwel is die vyand, want hy is nie geskape as die vyand nie, hy is geskape as 'n volkome volmaakte engel. En God het dit, so die engel het afgekom, die aarde woes en leeg gemaak, maar God het toe weer kom orde skep en kom herstel in die skepingsweek. Daarom het hy gesê, skei die waters en so aan, want dit was woes en leeg. In die Bybel sien ons reeds dat die duiwel is die vyand. Johannes 8 vers 44. So in ons tydperk is hy reeds die vyand. Maar as 'n tydperk waar hy nie die vyand was nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Onthou, daai begin is ons begin. Nie die begin van alles nie, ons storie. In die begin van ons storie was hy die vader van leuns gewees. Maar soos ons gelees het in Esekiel 28 en Jesaja 14, was Lucifer perfek geskape gewees. Moontlik het die engele afgekom, aarde toe, gedurende periode 4 mos, maar soos ons gelees het, dat Lucifer was perfek geskape. So voor ons storie was die storie van die engele. As ek maar dit in hierdie tydperiode sê, dis vreemd en so aan, al wat ek probeer hierso sê is, dat ja, daar was engele geskape gewees, en dat God het iniquity en die duiwel sy hart gekry en is afgegooi aarde toe. En toe het God 'n storie uitgedink, uit 'n plan neergesit. En dis genoem Before the Foundation of the World, wat ook die woord Bereshit ook vir ons verduidelik. En toe was daar 'n hemel en 'n aarde geskape, maar toe word die hemel en aarde woes en leeg. So dit is nie God nie. Dalk het die engele afgekom en die aarde woes en leeg gemaak. En toe in Genesis 1 vers 3, toe sê God, laat daar lig wees. En hier begin ons storie. Nou, wat se tipe engele kry mense? Ek het nou hierdie prentjie met 9 prentjies van engele. Die wat omkring is, waar lees ons van hulle? In Efesiërs 6 vers 12, Kolossense 1 vers 16 en 2 Korintiërs 10 vers 4. Ons het nie vreeslik baie inligting raak aan hulle nie. Ek wil net bietjie fokus op nommer 1, 2 en 8. Nommer 1 is die serafim. Jesaja 6 vers 2 sê, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, ook in Openbaring 4 vers 7, en die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg, en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. So dit is hierdie spesifieke engele, die serafim se werk om God se naam die heeltyd groot te maak. Dan kry jy die cherubim. Nou die cherubim, waar lees jy van hulle in die Bybel? Een van die engele wat cherubime staan by die ingang van die tuin van Eden, die 2 engele wat op die verbondsark is, dis cherubim, en die engele wat Esekiel sien wat God se troon dra, dit is ook cherubim.
En dan die laaste een wat ek nou wil kyk is Archangels, en ons weet dat Michael is 'n Archangel, jy lees van hom in Daniël, en jy lees ook van hom in Judas 1:9, maar toe Michael, die aartsengel met die duiwel in woordestryd was, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. So hier sien ons dat Michael en die duiwel fight oor Moses se bene, en hierso staan hy bekend as die aartsengel. Die mense glo ook dat Gabriël, die boodskapper engel, se aartsengel, ek kry net nie 'n versie om dit te bevestig nie, en dan die derde een is Lucifer, was ook 'n aartsengel geweest, die 3 hoofengele. Ek dink ook hoekom hulle bekend staan as die hoofengele is, ons lees die meeste van hulle, en hulle het spesifiek name. Nou kom ons kyk na die beskrywing Bright Morning Star. So om engele ook beter te verstaan, het ons nodig om na daai stukkie te kyk, Bright Morning Star. Die engele word beskryf as môresterre in Job 38 vers 7, toe die môresterre saam gejubel het. Lucifer word beskryf as the Bright Morning Star, Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? En Jesus is ook ons Bright Morning Star in Openbaring 22 vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel uit die geslag van Dawid, die blink môrester. Nou party mense vat die 2 versies uit konteks uit en hulle sê, wel, as Jesus die Bright Morning Star is en Lucifer staan bekend as die Bright Morning Star, is Jesus nie dalk dan Lucifer nie? Nou dis absoluut uit die putte van hel uit, dis, julle gaan nou sien hoekom is dit so ver gaande om dit te glo. Morning Star beteken net sons of God. Job 1 vers 6 sê, en op die dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. So in die begin van Job lees ons van waar God in die hemel is, al die engele kom na hom toe, waarvan die duiwel ook een van die engele is, om met God te praat. So dit is die seuns van God. As jy lees van die seuns van die mens, is dit die mens, en as jy lees van die seuns van God, is dit engele. So dis net 'n beskrywing. As jy lees van Bright Morning Stars, is dit net sons of God. Dit is engele, dit is boodskappers. So daarom kan alle engele, die duiwel en Jesus bekend staan as morning stars. Want engele Lucifer en Jesus is boodskappers, want onthou hulle is gestuur met 'n boodskap, en hulle is seuns van God. So dit is nie 'n titel nie, dis 'n beskrywing. As ons sê dat Jesus is 'n Bright Morning Star en Lucifer is 'n Bright Morning Star en die engele is Bright Morning Stars, dis nie 'n titel nie, dis 'n beskrywing. Dis net om te sê dat hulle is seuns van God, hulle is engele. Onthou in die Ou Testament as jy gelees het van die engel van God, was dit Jesus gewees. Nou daar is so baie wat ons nie weet van engele en demone nie, maar ons weet wat ons moet weet. As ons meer nodig het om te verstaan, het dit in die Bybel gestaan. Nou kom ons fokus op God se doel met ons. Intussen is dit gerusstellend om te weet dat daar is engele wat ons beskerm. Matteus 18 vers 10 sê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. So hierdie vers is eintlik 'n waarskuwing. As jy sleg maak of slegte goeders doen aan kinders, hulle engele het direkte toegang tot God. Hebreërs 1 vers 14, is hulle nie almal die dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat saligheid sal beerwe nie. Dis ons, so die engele is dienende geeste vir ons storie. Psalm 91 vers 11, hy sal sy engele in gaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. So hier is 'n paar versies net om vir julle te wys dat ja, daar is 'n storie van die engele voor ons tyd. Daar's 'n plan wat al reeds in plek gesit was. Daar was 'n aarde al reeds geskape gewees, maar toe moontlik het die engele afgekom en dit woes en leeg gemaak. Toe het God weer orde geskep, toe begin ons storie. En hierdie engele is deel van ons storie. Hulle is dienende geeste, hulle is boodskappers, hulle beskerm ons. En hier het ek versies ingesit dat ons kan sien dat hulle beskerm ons en hulle is op opdrag van God, net soos ons.